Die familiealtaar, Bybellesing. En 'n skare het rondom hom gesit. Hulle sê toe vir hom: "U moeder en u broers soek u daar buite." En hy antwoord hulle en sê: "Wie is my moeder of my broers?" En hy kyk rond na die wat rondom hom sit en sê: "Daar is my moeder en my broers, want elkeen wat die wil van God doen, die is my broer en my suster en moeder." Markus 3 vers 32 tot 35. Boodskaplesing. Nou aan julle my dierbare Katolieke vriende, wat sê Maria was die moeder van God. Maria was nie eens die moeder van Jesus nie, wat nog te sê die moeder van God. Hoe kon sy wees? Dis reg. Nie een keer het hy haar ooit as moeder aangespreek nie, glad nie. Hulle het een keer na hom gekom en gesê: "U moeder en broers wag buite." Hy kyk na sy gemeente en sê: "Wie is my moeder? Wie is my broers?" Hy kyk na sy disippels en sê: "Die wat die wil van my Vader doen, hulle is my moeder." Aan die kruis toe hy besig was om te sterf, het hy dieselfde ding gesê. Hy sê vir Johannes daar: "Hierdie man, seun, daar is jou moeder. Nie moeder, daar is u seun nie, maar vrou, daar is u seun." Sien, sy was nie die moeder van God nie. Sy was net 'n geleende moederskoot wat God gebruik het. Niks meer as enige ander vrou wat God dalk wou gebruik nie. Hy kan die moederskoot van jou hart gebruik om sy seun te openbaar, as jy hom net sal toelaat. Sien, nie 'n moeder van God nie. Daar sou selfs 'n sensasie moes wees om 'n saad van Maria te wees. Hy was nie eens 'n saad van Maria nie. Sien, die hele ding was God, die skepper. As die eerste Adam daar terug geskape was sonder vader en moeder, was die tweede Adam dieselfde ding. En enigiets minder as dit sou hom nie gelykstel met hom nie. Dis reg, dieselfde God het 'n liggaam geskape waarin hy self gewoon het. Nou vind ons, kyk hoe Maria daar misluk het as sy die moeder van God was. Sy het gesê: "U Vader en ek het u met smart gesoek," en daarmee die maagdelike geboorte ontken. "U Vader Josef en ek het u gesoek." Kyk na daardie 12-jarige kind wat sê: "Weet julle nie dat ek besig moet wees met die dinge van my Vader nie?" Terwyl hy met daardie denominasies daarbo redeneer het. Nou, as hy met Josef se werk besig was, sou hy daaronder in die timmersmanswinkel gewees het. Josef was nie sy vader nie, God was sy vader. Dis reg. Weet julle nie dat ek besig behoort te wees met die dinge van my Vader nie? Daarbo, op 12-jarige ouderdom, sou met daardie geleerde priesters nie eens 'n dag op skool nie, en tog was hulle verbaas oor sy wysheid. Hy was die woord. Toe hy gebore is, was hy die woord. Hy is steeds die woord. Let op, die woord sal geen vervalsing aanvaar nie. Sy het gesê: "U Vader en ek het u met smart gesoek." Hy sê: "Weet julle nie dat ek besig moet wees met die dinge van my Vader nie?" Hy het sy eie moeder teruggewys. Hoekom? Hy was die woord. Daar sou 'n vraag in iemand se gedagtes ontstaan as Maria hier, wat eenmal gesê het dat die Heilige Gees haar oorskadu het en sy 'n seun voortgebring het, en dan hier vir Josef die Vader noem. Die woord is onfeilbaar. Dit kan nie val nie. Shalom, 19 Januarie 1964 deur William Marion Branham.